En baie goeiemôre aan elkeen en baie welkom ook by ons eerste video-oordenking in ons reis uit Johannes 1 tot 11. Vanoggend aan die beurt is verse 35 tot 52 van hoofstuk 1 met as tema disippelskap. Maar baie belangrik om op te merk dat waarmee Johannes besig is nie om vir ons bloot maar net eienskappe uit te lig van 'n goeie disipel van die Here Jesus nie. Hy doen iets anders. In die voorgaande tref ons belydenisse aan. Johannes die Doper, vers 29, sal byvoorbeeld sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En in vers 1 skryf Johannes die apostel, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Belydenisse. Maar die gevaar bestaan dat jy het belydenis, maar jou hart is nie agter daardie belydenis nie. Dit sou tipies iemand wees wat 'n kind wat deur die katekisasie is, hy het gehoor dat die oom en die tannie en die dominee vertel van die Here dat hy ons verlosser is. Maar die kind se hart het nooit daardie belydenis aangeneem nie. Kom ek wys vir jou hoe belangrik dit is, en dis dan wat disippelskap dan vir ons definieer. Jy het 'n belydenis, maar die rede is dat jy 'n persoonlike ontmoeting met die Here Jesus gehad. Kom ek lees. Daar is 2 disippels van Johannes die Doper wat die Here Jesus volg. Jesus draai dan om in vers 39. Nou vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê, as dit vertaal word, meester, waar is u tuis? Hy sê vir hulle, kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy tuis was, en die dag by hom gebly, en dit was omtrent die 10de uur. Nou die 10de uur is natuurlik 4 uur die middag, en is baie waarskynlik dat eers deur die loop van die dag, oggend, hulle by die Here aangesluit het, en dan was hulle daar tot 4 uur. Maar die belangrike is, hulle het agter die Here Jesus aangegaan, hulle het by hom tuis gegaan, en hulle het by hom gebly. En nou vind ons in verse 35 tot 52 belydenisse. Andreas wat by die Here Jesus tuis gegaan het, maak 'n belydenis. Syne is, ons het die Messias gevind. So 'n bietjie aan in ons teks vind ons Filippus. Hy het die Here Jesus gevolg en sy belydenis is ook baie kosbaar. Hy sê, ons het die een gevind van wie Moses skryf in die wet en die profete. En Nathanael wat die Here Jesus ontmoet, hy maak ook 'n belydenis. Hy sê, u is waarlik die seun van God, die koning van Israel. Eerste vraag. Hierdie belydenis wat ons het, vers 29, Jesus is die lam van God. Of vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Is dit jou hartlike belydenis? Of kom ek vra dit net anders vanuit ons teks, het jy by die Here Jesus persoonlik tuis gegaan? Nou dis ook nog 'n vraag, hoe gaan 'n mens by die Here Jesus persoonlik tuis? Wel, 'n toetsvraag is, het jy 'n belydenis vanuit jou hart, en wat nie maar net geskoei is op iemand anders se getuienis nie. Hierdie manne getuig en sê, ons het die Messias gevind. Ons het die een gevind van wie Moses skrywe. U is waarlik die koning van Israel. Jy kan hoor, daar was 'n ontmoeting. Het jy 'n ontmoeting met die Here gehad? Ek wil vervolgens dan graag met u deel dat ietsie oor ons belydenis, en hoe weet ons dat ons belydenis hartlik is? Die Here sê vir Simon, jy sal genoem word Sefas, of dan nou Petrus, wat ons weet wat beteken rots. Dis moontlik dat dit verwys na wat die Here wil hy eendag moet wees. Ons weet dat hy die disipel is wat die Here verloon het, maar dat die Here wil hy moet 'n man wees wat rots vas staan. Dis baie moontlik. Maar meer waarskynlik is dat die Here wil hê dat die belydenis wat sy disippels maak, moet rotsvas wees. Nou wanneer gaan jy 'n belydenis maak wat kan staan voor 'n vuurpeloton? Wat kan staan agter tralies? Wat kan staan in die grootste aanvegtinge? Is dit nie wanneer ons 'n ontmoeting
met die Here Jesus gehad het nie. Jy kan nie anders as om daardie belydenis te maak nie. Dis dan ook vir ons 'n toets. Is my belydenis standvastig ten spyte van woelinge, ten spyte van konflik en gevegte wat moontlik op my sou kon toesak te midde van vervolging? En dan iets anders waarop ek graag die aandag wil vestig ten slotte, is dan hierdie baie kosbare woorde. En ons tref dit hier aan vers 48, as die Here Jesus dan met Nathanael praat, hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waarvandaan ken jy my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. En nou maak hy sy belydenis, vers 50. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Maar wat Nathanael net regtig oorweldig, is dat die Here Jesus vir hom sê, ek het jou gesien onder die vyeboom. Nathanael, ek deurgrond jou. Ek sien jou hart. Daar is nog nie eers 'n woord op jou lippe nie, Nathanael, of ek ken dit geheel en al. Ek omsluit jou van voor en van agter. Nathanael, ek is met al jou weë goed bekend. Toe Nathanael hierdie wonderlike ervaring het van die Almagtige wat hom sien en wat hom deurgrond en wat hom ken, toe weet hy, as die koning van Israel. Dis 'n woord wat die Here sê aangaande die karakter, die menswees van Nathanael. So persoonlik. Die Here praat met my oor my. Die Here ken my beter as wat ek myself ken. En as jy daai ervaring ook het, dat die Here jou so deurgrond, jou so persoonlik ken, jou beter ken as wat jy jouself ken, dan dis 'n getuienis van intimiteit, van naby kontak, van diepe kennis. Dit het Nathanael gedring. As jy daaraan dink dat die Here jou so persoonlik ken, dat die Here jou deurgrond, wat maak dit jou hart? Bring dit by jou ook 'n bepaalde belydenis na vore? Bring dit by jou ook belydenisse na vore wat hartlik is en wat standvastig is? Is ons waarlik disippels? Hierdie evangelie, geliefdes, wil vir ons daartoe bring dat ons belydenisse moet ook hartlik wees. Ons belydenisse moet opreg wees. Dit is nodig om vir mekaar te bid wanneer ons deur Johannes gaan. Om vir die Here te vra, Here, help my om nie maar net 'n koue, onpersoonlike belydenis, 'n hoorsê belydenis oor U te maak nie, maar een want ek was by U tuis. Een want ek ken U. En weer eens dat ons dieper gaan in ons verhouding met die Here, sodat ons belydenisse meer eg sal wees, meer hartlik sal wees en meer spontaan sal wees. Mag die Here ons ryklik daarin seën. Dankie dat jy ingeskakel het. Kom ons bid saam. Here, dankie vir disipel wees. Dankie vir die voorreg dat ons mag baie persoonlike, eerstehandse belydenisse maak. Mag dit van ons waar wees. Niemand het sekondêre belydenisse, want iemand anders het so gesê nie, maar ek het 'n persoonlike ontmoeting gehad. Here, seën ons daarin, sodat ons kan getuig ook, sodat ander ook dan weer begeerig sal wees om met die persoonlike kontak, ontmoeting te kan hê. Seën ons in ons reis, o Here, word verheerlik. Ons dankie, ons bid dit in die naam van ons koning, ons Here Jesus. Amen. Geseënde dag word U toegewens.